Goeiedag, 24 April en ek wil gou 'n kort storie vertel, want ek is regtig nie lus om dit te tik op Facebook nie. Van 'n vraag, ek het iewers 'n komment gemaak dat ek vir Fidel Castro ontmoet het in 2002. Iemand wil net weet wat was die storie daar agter. So is makliker om dit net te praat. Ons was besig met die 2002 of 2003, ek kan nie lekker die datum onthou nie. Daar in Sandton, die World Summit op Sustainable Development, agenda, UN se Agenda 21. In Sandton, ek is op daai stadium 'n luitenant-kolonel en ek was assigned as die military liaison officer aan die prime minister van die Bahamas. Dit was my rol vir die 3 weke wat sy besoek was. En so jy weet mos hierdie World Summits, die hele wêreld se leiers kom bymekaar en dan besluit hulle goed en sign dokumente en gaan hulle. Nou wat het dit te doen met Fidel Castro? So, hy het ook gekom, hy het Cuba gerepresent daai tyd. Nou, al hierdie wêreldleiers bly in 'n paar hotelle bymekaar in Sandton, in dieselfde omgewing. Hulle gebruik hierdie geleenthede om sommer bilateral meetings met mekaar te hê, want hulle is nou sommer bymekaar, hulle hoef nie spesifiek tussen lande te gaan reis om mekaar te gaan sien nie. So baie met hierdie tipe kry jy baie agteraf samesprekings tussen lande wat nie deel van die summit is nie. En op 'n stadium moet ek organise dat die prime minister van Bahamas moet vir Fidel Castro gaan sien, daar in sy hotelkamer. Hulle is altyd in dieselfde hotel. So ons hoef net 'n paar vloere op te gaan. Ons hoef nie na 'n ander hotel te ry nie. So ek en die liaison officer vir Fidel Castro, ons onderhandel en maak die planne en die reëlings. Ons het nie onderhandel nie, ons maak die reëlings. En hierdie aand hierso by 5:00, 6:00 die middag, moet ek vir die prime minister van die Bahamas eskort dan na sy hotelkamer toe vir waar Castro is. Dat hulle nou hulle chat. Ons kom maar in, nou hulle het gewoonlik suites, almal van hulle, so daar's 'n sitkamertjie met so 'n kamer apart. Nou is hulle daar, ons bring hulle in. Nou hou ek spesifiek dop, want onthou ons is in Angola gefight teen die Cubane. Ons ken hulle storie al van die 80s en die 70s af. Nou wil ek bietjie net sien, nou het ek baie naby aan Castro. Jy sien, ek wil nou kan sien in sy body language, sê, wat se tipe mense is hy? So ons kom in en ons word geïntroduce, ons almal skud hande. En daar begin die twee te chat, hulle begin met hulle stories te praat. En ek sit net weg en ek dop hom dop. Jessie, en ek kan nie sien, hierdie ou het iets om hom. Kyk, sy besoek in Suid-Afrika daai tyd, het uitgestaan. Elke keer as hy iewers in 'n plek aankom, het al die media agter hom aangehardloop. Hulle het nie eens agter die Amerikaanse president se delegasie of Israel of whatever gegaan daai tyd nie, want daar was oorlog in Irak, het net begin in Irak of net in Afghanistan en Irak. So jy sou dink hulle is hoofnuus, maar almal jag agter Castro aan, want Castro kom daar met die attitude, ek het julle gehelp om apartheid te onderdruk en te wen in die oorlog in Angola, nou skuld julle my. Dis die attitude wat hy gehad het. En hy's nou al 'n ou man, 2003. Ou man. Nou sien hoe kom daar. Hy het nog steeds sy selfe attitude, daai aura om hom met almal skuld om iets. Hy is die wêreldleier en almal skuld om iets. En nêrens kan ek iewers te sien in sy body language of iets dat hy eers iewers iets voel vir iemand anders nie. Hy is daai tipe mens en lyk my dit is wat hy is. So, dis nogal partykeer interessant om persoonlik met sulke wêreldleiers in hulle omgewing te wees, of al is dit net vir 'n halfuur of 'n uur of so. Ek het met ander baie langer tyd spandeer, maar hom net 'n halfuur in persoonlik in sy kamer. En is partykeer interessant om te sien wat se tipe mense hulle is in hulle body language en hoe hulle die ander mense om hulle hanteer. En hy het dit nie vir my gedoen nie. Ook Castro, ander man daai. So dit is vir die wat gevra het, wat het gebeur, hoe het ek hom ontmoet in die background, dis die situasie. Sien julle later, ek is Money Botha, cheers.